U luister na Storytyd saam Stella, aangebied deur Estel Rousseau. Goeiemôre en baie welkom hier op Storytyd saam Stella. Julle gaan lekker kuier saam met my, Estel Rousseau. Baie welkom aan al die nuwe luisteraars en al die nuwe ouens wat aangesluit het en ook 'n hartlike welkom aan al die ou getroue luisteraars. Dis altyd so lekker om met 'n koppie koffie of 'n teetjie saam met julle almal te kuier. Nou ja, dit is Dinsdag, die 13de Mei 2025. Ek hoop julle is bygelowig wat 13 aanbetref nie. As ek nou dink aan die gelukkigste 13 wat ek van weet en bewus is dit die 13de Oktober 19, nou moet ek mooi dink, 71 of 72, my ma gaan my reg help. Toe het my ma en my pa 'n blind date gehad. Nou ja, daai blind date is nou al, hoe oud dat ek nou eers mooi dink en my somme mooi maak. Jy weet, my ma is baie goed met datums, so ek moet haar nou nie in die skande steekie nie, dat ek gou dink. Daai blind date is nou al 53 jare lank. Nog steeds 'n date. Sy en pa is nou al so lank by mekaar. Daai blind date het 'n troudate geword wat nou al hulle goue bruilof gevier het. So 13 is vir my 'n gelukkige nommer. In elk geval, toe die Here deur die tyd die sterre en die maan en die see en alles en vir ons ook geskep het hy gesê, dit is goed, so daar's niks sleg daaraan nie. So van mooi goed gepraat, nê, wil ek vir julle 'n bietjie lees. Ek het so lanklaas uit Tanya Smit se boeke uit voorgelees. En let wel, hier is nie 'n audioboek nie. Eendag gaan vertel iemand vir haar, hulle geniet so haar audioboek wat Stella maak. Dis nie 'n audioboek nie. Dis sommer net 'n voorlesing. Ek en Tanya sal nog praat. Dit is nog seker eers op die horison. Sy het mos die van julle wat op haar page is nou al lankal, het sy vir my gekies as een van die stemme om een van haar boeke te begin opneem, een of ander tyd, as sy besluit, dis tyd om 'n boek op te neem. Maar vir nou, hierdie is nie 'n audioboek nie, dis net 'n voorlesing uit, soos al die ander ander skrywers se goedjies wat ek voorlees, is ek ook lief vir Tanya Smit se goed. Sy's regtig waar. Sy's een van die eerste mense, eintlik is sy die eerste mense goede wat ek voorgelees het, terug daar in 2017, 2019. Toe lees ek Hoe om 'n steak te braai van haar. Nou die wat hekelwoorde van my hart die eerste boek het, weet waarvan ek praat, né? Dit was die heel eerste voorlesing wat ek op 'n WhatsApp groepie gedoen het vir 'n paar vriende. Tanya is 'n bekroonde skrywer en sy ek wil vanoggend lees uit haar derde boekie. Ek dink is die derde, nee, is die tweede boekie. In elk geval, dis een van haar pragtige boeke, Heel word oor genoeg wees, ma wees en mens wees, skryf Tanya Smit van hekelwoorde van my hart. Jy kan gerus op haar blad gaan krap. Sy is nog steeds aan die gang. Jy kan haar nooi om by jou te kom kuier, vrouens toe te spreek, en sy's groot pret om te hê, en sy het die mooiste stem. En sy kuier lekker. Sy's 'n regte, egte mens. Nou ja, so hierdie storie is een van Tanya se pragtige stories wat sy geskryf het en ek wil dit graag met julle deel. Die storie se naam is Ek sou wou. Tussen die some van die sterre sou ek daai mense glimlag wou gaan haal. Die een waarna jy so verlang die laaste tyd. En saam met die maanstraal sou ek dit langs jou kussing wou kom lê, vir kosbare vashou in elke nag terwyl jy slaap. Aan die einde van die wêreld, by die groot kraans van opgee, sou ek van hulle wou gaan plant, daisies vir al die mense wat daar kom opwees. Om te sien hoe mooi die mooi weer deur die skeure sal kan groei en hoe wit 'n blaar se wit weer sal kan afsteek teen die grou.
Vir die ou mens met verdwaalde oë sou ek wou voorlees aan hulle voete, tot daar ver waar die onthou weer oor hulle moeg kan kom spoel, hulle hart weer kan kom vashou en hulle dors weer kan gaan haal. Die lus vir nog 'n bietjie hier wees in die nou, al is dit net vir die lekker. En langs die strate van vergeet sou ek my raaksien wou uitdeel. Beleefde raaksien van al die straatmense se beleef. En verduidelik dat mense net wegkyk van seer, nie van deurskynend nie. Hulle graag wou laat besef hulle is nog nie deurskynend nie. Ek sou bome wou omsingel van vashou en beskerm, omdat hulle eerste was en nog altyd veronderstel was om tot heel laaste te bly. Riviere wou gaan skoon swem en al die oseane wou gaan deursif, sodat ek al ons lede kan gaan vergaan, op 'n vergane plek van verdwyn. Al die lelik spore sou ek wou uitvee van die mens. En my vel sou ek wou oopbreek om oor die aarde te gaan vee, vir 'n opmop van al die wêreld se opgemifte trane. Dit gaan uitdroog oor al die lande se droog, plase se droog, mense se oorgee, sou wou gaan nuut maak oor die aarde se verwelk. Maar die graagste sou ek vandag vir jou daai glimlag wou gaan haal. Die een waarna jou hart so verlang die laaste tyd. En onder jou kroon sou ek dit vir jou wou wegbêre. Vir 'n ewige onthou van daai suikersoet liefhê. Vir altyd se suikersoet liefhê van die lekker onthou van daai mens. Ons luister daar in die agtergrond na Blue Tree Audio. Dit is agtergrondmusiek juis vir voorlesings en video's. Blue Tree Audio op YouTube en hierdie is 'n royalty-free musiekstuk. Pragtige stuk voorlesing. Nou ja, dit is 'n pragtige stuk uit Tanya Smit se boek Heel Word, oor genoeg wees, maar wees en mens wees. Ek hoop julle dit geniet en ek hoop hierdie Dinsdag gaan vir julle 'n pragtige dag wees en dat julle geseën sal wees en onthou om seëninge uit te deel ook, nê? Bless daai ou wat daar verby jou ry en voor jou inry daar op die hoofweg, nê? Dit klink baie beter vir die mense in die kar saam met jou, glo my. Nê? As jy hulle bless in plaas van dit wat jy hulle gewoonlik toesnou, nê? Bless you man, bless you. En gee tissue, al sulke lekker dinge. Nou ja, toe. Volg my gerus asseblief op Facebook, op YouTube, en die van julle wat nie een van die twee het nie, stuur vir my 'n boodskap hier na 082-887-9778 en dan stuur ek vir julle die link na die WhatsApp groep toe. Like, follow, subscribe, share, comment, gaan bos. Storytyd saam Stella. Mooi loop.